Hallo julle, dit is so maklik vir ons om onsself op te meet teenoor ander mense. Dalk is dit hoe jou gewig, hoe jy lyk, jou werk, prestasies, jou kinders se prestasies, vakansietyd, geskenke, al hierdie dinge kan finansiële druk of fisiese druk, emosionele druk, al hierdie goed kan oorweldigend wees omdat mense jouself opmeet teenoor ander of omdat jy worry wat ander mense van jou dink. Jy wil eer ontvang van mense. Maar hoe wonderlik is dit nie wat Johannes sê in Johannes 5 vers 44? Hoe kan julle ook in my glo, as julle ingesteld is op die eer wat julle van mense ontvang, en nie die eer wat julle van julle almagtige Vader ontvang nie? So wil jy hê iemand moet vir jou een keer sê, jy lyk mooi vandag, of wil jy hê die God, the sovereign God above it all, who created you, who created heaven and earth, moet vir jou sê, well done, good and faithful servant. Is jy ingestel op wat die wêreld dink en die wêreld se opinie, of is jy ingestel op God se opinie en op God se, om vir hom te please, as ek dit so kan sê, om eer van God te ontvang? Van die Here sê, come as you are. Hy is so lief vir jou, presies net soos jy lyk daar vandag, net soos jou situasie is, jou omstandighede. Hy sê, come as you are. Oorweldig of nie oorweldig nie. In Petrus lees ons, Petrus 1 vers 13. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het nie, toe julle nie vir God geken het nie. So jou begeertes kan nie nou dieselfde wees as jou begeertes was voordat jy vir God geken het nie. Daar moet dinge verander, want jy ken nou 'n lewendige almagtige God. So jou begeertes moet verander. Nee, soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandig heilig wees. Daar staan immers geskryf, wees heilig, want ek is heilig. So dit is iets wat die werk wat die Heilige Gees in ons doen. En die Here sê, kom net soos wat jy is. Ek is lief vir jou net soos wat jy is. Moenie ingestel wees aan al hierdie wêreldse dinge nie. Dit sit onnodige druk op jouself. Dit sit onnodige negativiteit, afkraak van wie jy is as 'n pragtige kind van God. In Petrus 4 lees ons ook, ons lewe word nie meer beheer deur menslike begeertes nie. So word jou lewe geïntimideer, gebeheer, wat ook al mense sê van jou, dink van jou, hulle reaksies, hoe hulle te kere gaan. Dit beïnvloed nie my vrede nie, dit beïnvloed nie my liefde nie, dit beïnvloed nie hoe my dag gaan verloop, hoe ander mense optree nie. Petrus 2 vers 3. God het vir ons sy goddelike krag gegee. Hy het dit vir ons gegee as 'n geskenk, wat ons, alles wat ons nodig het om hom te dien. So hierdie ding van wees heilig, van God is heilig. Wees ingestel op geestelike begeertes, op geestelike dinge, op geestelike goeders van God se koninkryk, en nie die koninkryk, moenie 'n koninkryk bou op aarde nie. Hierdie goed sê God, hy het vir ons al die krag gegee, alles wat ons nodig het in sy woord, om dit te kan doen. 'n lewe in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. So, ons is vreemdelinge van die wêreld. Jy kan nie geliefd wees deur die wêreld en 'n vreemdeling wees van die wêreld nie. Wees ingestel op God. Wees ingestel en hou jou oë gefokus op hom, en al hierdie swaar laste van die wêreldse verwagtinge gaan stuk afval, en jy gaan voel hoe vry jy is en hoe geliefd jy klaar is, presies net soos wat Jesus jou gemaak het. Want Jesus het nie 'n fout gemaak en hy's lief vir jou net soos jy is. So hy sê vandag, come as you are. Moenie worry oor enige wêreldse druk en se dinge van volgende jaar, van nou, van Desembertyd, van swemtyd, somertyd, wat ook al dit mag wees nie. Hy is lief vir jou net soos wat jy is, en hy wil hê jy moet lief wees vir jouself net soos wat jy is. So gaan dink 'n bietjie, is jou begeertes dieselfde as wat dit was voordat jy weergebore geraak het, voordat jy weer gedoop is, voordat jy jou hart vir God gegee het? Of is dit nog dieselfde? Want as dit nog dieselfde is, dan sal ons meer tyd moet spandeer by renewing your mind, om soos Jesus te raak, om sy wil vir jou lewe te hê, en nie jou eie nie. En dan begin jy te dans in sy vryheid, in dit wat jou vry maak van die kettinge van die wêreld. So my gebed van jou, vir jou is, dat jy dit sal ontvang. Die Here sê, kom net soos jy is en ontvang dit. Sy goddelike krag het hy vir ons geskenk. Alles wat ons nodig het om hom te dien in hierdie lewe.
Petrus 2 vers 3. Mag dit 'n werklikheid vir jou raak. My gebed is dat jy sal besef, dis belangriker wat God van jou dink as wat dit is wat mense van jou dink. En as jy nie baie van jouself dink nie, weet dat Jesus dink baie van jou en hy soek jou net soos jy is. Jy moenie eers verander nie. Jy moet kom net soos wat jy is. Hy staan daar en hy klop aan die deur en hy sê ek is hier vir jou. Ek is lief vir jou. Ek aanvaar jou net soos jy is. Kom na my toe. Okay. Julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.